Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek dat die grootste afstande in die lewe nie altyd fisies is nie. Party van die grootste afstande gebeur stilweg binne in 'n mens. Vandag praat ons oor hoe mense stadig ver van God af beweeg. Nie omdat God weggaan nie, maar omdat ons dikwels self mure begin bou. Dis een van die vreemdste dinge van die menslike hart. Ons kan ongelooflik goed raak daarmee om saam met afstande te leef. Aan die begin voel dit nog vreemd. Jy voel die spanning, jy weet iets is nie reg nie. Maar met tyd pas mense aan. Selfs geestelike afstand begin later normaal voel. Dis hoekom sommige mense eendag wakker word en sê, ek voel nie meer naby aan God nie. Ek weet nie wanneer dit gebeur het nie. Ek was vroeër nog so passievol. En gewoonlik gebeur dit nie skielik nie. Jesaja 59:2 sê, julle sondes het skeiding gebring tussen julle en julle God. Dis belangrik om mooi te hoor wat die teks nie sê nie. Dit sê nie God het opgehou lief hê nie, dit sê nie God het sy rug gedraai nie, dit sê daar het skeiding gekom. En baie keer is dit skeiding wat ons self stadig bou. Baksteen vir baksteen, een geregverdige kompromie, een onvergewensgesinde wond, een geheime gewoonte, een area van trots, een fluistering wat ons aanhou toelaat, totdat die muur later so normaal voel, dat ons vergeet hoe naby God vroeër gevoel het. En hier is die gevaar. Mense raak ongelooflik kreatief daarmee om hierdie afstand weg te verduidelik. Ons noem dit 'n moeilike seisoen, dekonstruksie, geestelike moegheid. Ons is net realisties, eenvoudig net te besig. En natuurlik is sommige van hierdie dinge werklik, maar soms gebruik ons ingewikkelde taal om 'n eenvoudige waarheid weg te steek. Ons het begin wegdryf. Nie altyd deur groot rebellie nie, baie keer deur klein verhardings. En dis hoekom die Bybel so dikwels oor die hart praat, want geestelike afstand begin amper altyd intern voordat dit ekstern wys. Eers word gebed oppervlakkig, dan raak aanbidding meganies, dan raak gehoorsaamheid ononderhandelbaar, dan begin God se stem stil voel. Nie omdat hy opgehou praat het nie, maar omdat ons harte harder geraak het. En tog leef baie moderne mense met die idee dat sonde net problematies is, omdat dit teen die reëls is. Maar Bybels gesien is sonde veel dieper as dit. Sonde is nie net wetsoortreding nie, dit is verhoudingsskade. Dis waarom Dawid na sy sonde nie net bid, Here vergewe my nie. Hy bid, moet my tog nie van u teenwoordigheid wegneem nie. Want diep binne-in verstaan hy, die ergste deel van sonde is nie net skuld nie, dis afstand. En dalk is dit hoekom soveel mense vandag innerlik moeg voel. Nie noodwendig omdat hulle slegte mense is nie, maar omdat die menslike siel nooit ontwerp is om ver van God af te leef nie. Ons probeer die leegheid vul met sukses en besittings en afleiding en dopamien en besige skedules en 'n konstante geraas, maar niks vul uiteindelik die plek van God se teenwoordigheid nie. Augustinus het dit eeue teruggeskryf. Ons harte is rusteloos totdat hulle rus vind in U. En miskien is dit wat jy vandag voel. Nie net stres nie, nie net moegheid nie, maar afstande. Die goeie nuus van die evangelie is egter dit. Jesus spesialiseer daarin om mure af te breek. Dis hoekom Efesiërs 2 sê dat Christus die muur van skeiding kom vernietig het. Want aan die kruis doen Jesus iets ongelooflik. Hy wag nie vir mense om hulle self terug te werk na God toe nie. Hy kom self deur die afstand beweeg. Dis genade, maar hier is die ding van liefde. God sal nooit die muur forceer wat jy aanhou bou nie. Hy nooi, hy trek, hy praat, maar uiteindelik moet 'n mens self terugdraai. Een eerlike gebed op 'n slag, een daad van bekering op 'n slag, een sagte hart op 'n slag. En daarom glo ons hier by die nommer 1 netwerk vir jou lewe, dat disippelskap nie gaan oor mense wat maak asof hulle alles uitgesorteer het nie. Dis mense wat leer om vinnig terug te draai wanneer hulle begin wegdryf, want God beweeg nie weg van gebroke mense nie. Hy ontmoet mense presies daar waar hulle ophou wegsteek en weer begin naderkom. Nou vriende, tot volgende week, mooi loop.